Goed. Okay. So vanmôre wil ek met julle praat oor die kern van die evangelie van Johannes. Onthou, ons het nou al 'n pad gekom en ek het vir julle gesê wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons 'n ander dimensie kom oopmaak. Die dimensie van die geesdimensie in. Dit is 'n baie spesiale dimensie. En ek gaan my screen share en dan gaan ek vanmôre met julle praat oor die kern van daai dimensie wat Jesus vir ons kom oopmaak het. Okay, so en ons gaan gesels vanmôre oor doxa, of in die Afrikaans is dit heerlikheid, in die Engels is dit glory. So dis nou nie die doxa kerk hierdie nie, maar dit beteken maar net heerlikheid. Okay. So kom ons kyk, gaan net die slideshow laat hardloop van die begin af. En daar gaan ons. Okay, so die definisie van doxa is in die Grieks, doxa is 'n Griekse woord wat beteken dignity, glorious, honor, eer, glorious, glory, heerlikheid, prys, worship en koningskap. Ek het dit bygevoeg. Koningskap wat beteken heerskappy. Nou, ons het gesê dat God het ons in die begin gemaak en hy het vir ons heerskappy gegee. Hy het ons die konings van hierdie aarde gemaak. Hy het ons gevorm en gemaak om te heers en alles in hierdie 3 dimensies om dit te onderwerp. So wat is die kern van dit wat Jesus kom doen het? Hy het gekom om daai heerlikheid wat die mens verloor het, om dit weer terug te bring. Hy sê Johannes 17. Nou Johannes 17 is die kern. Onthou, in Johannes 14 het Jesus gekom en gesê laat julle hart nie ontstel word nie. Ek gaan weg vir 'n kort tydjie. En so het hy Johannes 15 gepraat van hy is die wynstok. Ons is die lote en die Vader is die landbouer. In Johannes 16 het hy gesê hy stuur vir ons die Heilige Gees wat in ons en by ons sal bly en wat hom sal verteenwoordig. En nou kom hy in Johannes 17. Kyk wat sê hy. Hy gebruik die woord doxa hier 'n klomp keer. Hy sê dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, so hy het gebid. Hy sê die uur het gekom. So hier is dit. Die uur waarvoor ek gekom het op hierdie aarde. Hier is dit. En dan sê hy verheerlik u, doxify. Verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. En dis die hele kern van die Bybel. Is dat God deur Jesus Christus die heerlikheid van die mens kom herstel het. Dit wat Adam verloor het, het Jesus kom herstel. Hy sê soos u hom mag oor alle vlees gegee het. So God het hom autoriteit gegee om dit te kon doen oor alle vlees, oor alle mense, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. So die heerlikheid het te doen met ewige lewe, om ewig te lewe in die heerlikheid van die Here. Hy sê dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die Vader ken. So wanneer kry ons daai ewige lewe? Wanneer ons die Vader leer ken. En dit is die ander ding wat Jesus gekom het. Heerlikheid beteken om die Vader te ken. Die enige waaragtige God, daar is nie 'n ander een nie. En Jesus Christus wat u gestuur het. So gaan oor om God te leer ken en Jesus te leer ken wat hy gestuur het. Hy sê ek het u verheerlik op die aarde. Hy sê ek het doxa vir u gebring op die aarde toe ek hulle u naam aan hulle bekend gemaak het. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat is die werk? Waarom het hy gekom? Wat is die doel? Hier is dit. Om die Vader te verheerlik op die aarde en om aan ons die heerlikheid te bring wat die mens verloor het. Hy sê, en nou
en nou, Vader, verheerlik my, hier sê hy dit weer, by uself en met uself met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. So, hy verwys hier na sy ewigheidsbestaan, dat hy sê, voor die wêreld geskep is, het hy hierdie heerlikheid by die Vader gehad, maar hy het hierdie heerlikheid kom neerlê, deur aarde toe te kom en die hemel aarde toe te bring, om die Vader aan ons te kom wys, en sodat ons die Vader kan ken, die waaragtige God, en dat ons daai heerlikheid daardeur kan terugkry. So wat is die teenoorgestelde van die heerlikheid? Hier kom dit. In Genesis 3 vers 8 sê hy, en hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En sien, dit is wat God nie wou hê nie, dat die mens God moet verloor. Waar is jy? En hy doen dit vandag nog, hy roep nog vandag, waar is jy? Waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. So, Adam en Eva het iets verloor, hulle het hulle kleed van heerlikheid verloor. En nou is hulle naak en hulle leef in vrees vir God. So as jy God nie ken nie, dan leef jy in vrees vir God. Jy's bang vir God en jy hardloop weg vir God. Want hierdie vlees in sy sondige toestand kan nie in God se teenwoordigheid staan nie, want jy sal sterf. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Jy sien, hierdie was toe die mens gesterf het, toe sy gees gesterf het, toe hy sy kroon van heerlikheid en eer verloor het. Nou praat ek oor daai kroon, en ek het al vir hierdie verse gewys in Psalm 8, hy sê, Dawid sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? Hy sê, God wil nog die mens besoek, hy wil nog by die mens wees. Hy wil nie geskei wees, hy wil nie afgesonder wees van die mens nie. Hy sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en daai goddelike wese is Elohim, wat beteken gode. U het hom weinig minder as 'n God gemaak, en kyk wat sê hy, en hom met eer en heerlikheid gekroon. So God het 'n kroon op ons kop gesit. Die kroon, maar Adam en Eva daai kroon verloor. U het hom laat heers oor die werke van u hande, en u het alles onder sy voete gestel. Maar die oomblik toe hulle daai kroon verloor, toe word die mens in plek van 'n koning, word hy 'n dienskneg, word hy 'n slaaf in hierdie 3 dimensies. En ek gaan nou vir u verder lees wat sê Paulus in Romeine. Nou, die wêreld sonder heerlikheid lyk so. Hy sê in Romeine 3, daar's niemand wat verstandig is nie, en daar's niemand wat God soek nie. Dis die wêreld. Niemand het verstand meer om te weet dat ons moet God soek, en dat God ons soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, en daar is selfs nie een wat goed doen nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hy praat hier van die sondige toestand van die mens. 'n Wêreld sonder heerlikheid. En ons sien dit vandag rondom ons. Ons hoor dit elke dag. Ons sien dit in die nuus. Ons hoor dit. Ons beleef dit in hierdie wêreld, dat hulle keel is soos 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Omdat ons daai kroon verloor het, is dit die toestand van die wêreld. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.
Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Jogg, ek sal vir u sê, dit is so erg, selfs in ons land, daar is nie meer beheer, 'n mens se lewe is niks meer werd nie, niks. Hulle gee nie om nie, hulle skiet voor die voet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. Dis so 'n goeie beskrywing van 'n wêreld sonder heerlikheid. En hy sê, en die weg van vrede ken hulle nie. Nou ek het 'n ander deel wat ek eintlik vergeet het om in te sit, maar ek gaan dit vir u lees, waar hy in Romeine 1 vers 18, nou ek lees sommer die Engels. Hy sê, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. So hulle onderdruk hierdie waarheid waarvan ons vanmôre praat. Because what may be known of God is manifest in them. Hy sê, dis nie asof die mens nie weet nie. Hy sê, die mens weet hy's 'n goddelike wese. Hy sê, for God has shown it to them. En God is nog steeds besig om dit wat ons vanmôre doen, God is nog steeds besig om vir ons te wys wat is die alternatief, wat is heerlikheid. Hy sê, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. Hy sê, as ons kyk na dit wat God gemaak het, dat die volheid van sy skepping, dan sien ons mos vir God daar. Hy sê, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. As mens net kyk na die wonderlikheid van die natuur en hoe die wêreld, die skepping, dit wat om ons aangaan, dan kan 'n ou nie anders as om te besef, daar moet 'n hoër wese wees wat hierdie wonderlike dinge geskep het nie. Hy sê hulle weet dit, maar hulle bestry dit. Hy sê, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hy sê, hulle is sonder ekskuus, hulle kan nie hulle self verontskuldig nie. Hy sê, because although they knew God, they did not glorify, en hier gebruik hy daai woord, they did not glorify him as God, nor were thankful, hulle is ook nie dankbaar nie. They became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Dis die wêreld, dis die plek waar ons leef vanmôre. Maar daar's iets beters, daar's heerlikheid. Hy sê, professing to be wise, they become fools. Hy sê hulle is wys, maar they became fools, and changed the glory of the incorruptible God. So daai glory of the incorruptible God het hulle gechanged into an image made like a corruptible man. So daai goddelike image wat hy ons mee geskep het hulle gemaak na gewone corruptible man, 'n gewone mens wat 'n slaaf is, and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. En daai is 'n ander storie. Maar ons weet, hy sê God het hulle oorgegee, omdat hulle hierdie heerlikheid, wat hy ons mee gemaak het, nie waardig, daai eer wat hy ons mee gemaak het, dit nie waardig is nie. En die beeld, daai beeld van die onsigbare God, afgebring na die beeld van 'n blote mens. Ek is maar net 'n mens. En dis hierdie wat ons nou hier lees in Romeine 3. So ons het die heerlikheid verloor, en dit sê hy in Romeine 3 vers 23, in die geregtigheid van God, deur die geloof in Christus Jesus, vir almal en oor almal wat glo. So daar is geen onderskeid nie. Hy sê, as jy net glo in hierdie geregtigheid
Want almal het gesondig. Almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan hierdie heerlikheid van God. En dis die probleem van die wêreld. Ons kort hierdie heerlikheid, ons kort hierdie kroon, ons kort hierdie koningskap. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So hier is die antwoord. Ons het die heerlikheid verloor, maar Jesus, die kern van Jesus se koms was om dit vir ons terug te gee, sodat ons daarin kan lewe. So waarom sal ons dan nou langer lewe in hierdie gevalle toestand van die mens? Waarom sal ons dan nou leef asof ons net bloot mense is? Ons is goddelike wesens, ons het 'n kroon, ons is in heerlikheid geskape, in die beeld van die onsigbare God is ons geskape. As ons God vanmôre moet sien in sy heerlikheid, sal ons nie kan staan nie. So heerlik is dit. Maar hier kom dit. Wat ek vanmôre sê, is die heerlikheid is terug. Dis wat Jesus gesê het in Johannes 17. Kyk wat sê hy. Nou net voor ons daar kom. Hy sê die duiwel het hom gevat met die versoeking. Jesus het gekom en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Jy sien, die duiwel is 'n leienaar. En tot op die koms van Jesus was die wêreld in sy mag gewees. Nou kom wys hy die koninkryke en die heerlikheid van die wêreld vir Jesus en hy sê, al hierdie dinge sal ek aan die gee as hy neerval in my aanbid. So dis sy voorwaarde. Aanbid hom en dan sal jy daai heerlikheid kry. Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En dan sê hy in Matteus 4 vers 16, net 'n paar verse aan, sê hy, toe Jesus uit die woestyn uitkom het hy begin preek. Hy sê, en die volk wat in duisternis sit, dis hierdie wêreld, hulle sit nog steeds in duisternis, maar daar is 'n groot lig, en daai lig is Jesus, halleluja, die lig van die wêreld, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die lamp en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En dis daai lig wat vanmôre so helder skyn, die evangelie, dat Jesus gekom het. Hy sê, en van toe af, net die volgende vers, het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk, daar is die heerskappy, daai koninkryk, daar is die heerlikheid, daar is die glorie, van die hemel het naby gekom. Dis wat Jesus gepreek het. Hy het nie net evangelie goeie nuus gebring nie, hy het gesê, hier is die koningskap, dis die kern, ek het gekom om die kroon op jou kop terug te sit. Halleluja, jy is 'n gekroonde. Dis die evangelie van die koninkryk. Jesus het hulle geleer, en hy het deur die hele Galilea rondgegaan, en in hulle sinagoges geleer, en dis die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk. Jy sien, is nie net die evangelie nie, jy moet gered word nie, maar dis die koninkryk evangelie, wat beteken, jy en ek kan weer 'n koning wees, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Met ander woorde, ons kan heers oor hierdie donker wêreld, hierdie wêreld wat sit in die dood. Ons kan heers oor dit. Hy sê, en alles wat in hierdie wêreld is, en die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en het almal na hom toe gebring, wat almal ongesteld was, wat gekwel was, deur allerhande siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlammes, en hy het hulle gesond gemaak. Hy het vir ons kom wys, hoe lyk sy koninkryk, hoe lyk die mens. Mens is nie iemand wat onder siekte en sonde en kwellinge en gekwel was, deur allerhande pyne en duiwels, al hierdie dinge. Ons moenie onder dit leef nie, ons is die gekroondes. Dis wat die koninkryk van God was. En Jesus het niks anders in die evangelies
gepreek as die koninkryk, die evangelie van die koninkryk. Hy het soveel voorbeelde, soveel tipes van die koninkryk aan ons kom bekend maak. Ek dink vanmôre aan die plek waar hy gepraat het van die verlore seun en die verlore penny. Hy sê daai vrou, daai penning is so klein. Sy moes die lig aansteek, die lamp aansteek en die plek uitvee om hom te kry, maar sy het hom gesoek, want op daai penning was 'n beeld, die keiser se beeld. En Jesus het een keer gesê, toe hulle vir hom vra met ons belasting betaal, toe sê hy, gee my 'n geldstuk en hulle gee hom. Hy sê, wie se beeld is hierdie? Hulle sê, dis keiser se. Hy sê, gee aan keiser wat hom toekom. Hy sê, en gee aan God wat hom toekom, want ons is gemaak, ons gestempel met sy beeld. Halleluja. Kyk wat sê hy, en die groot menigste het hom gevolg van Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant uit Jordaan af. Sal die Here nie gee dat die evangelie wat ons vandag in glo en wat ons verkondig, hierdie evangelie sal wees, die evangelie van die koninkryk van God, dat die koningskap is herstel. Hy sê, en dan kyk wat sê die dimensie van die koninkryk. Hy sê, so moet ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Sien, hier's die vrede met die Vader is terug. Want jy kan nou sê, onse Vader, my Vader, laat u naam geheilig. Ons het nie meer vrees vir God. Ons hoef nie meer weg te vlug nie. En dan sê hy, wat moet ons bid? Laat u koninkryk kom. Laat hierdie kroon weer terugkom na mense toe. Laat u wil geskied. Dis die wil van God. Net soos wat dit die wil van God in die hemel is, so sal dit ook op die aarde wees. En ek wil vir u sê, maak nie saak hoe erg hierdie wêreld raak nie. God se koninkryk is besig om te kom. Halleluja. Hier is goeie nuus. Hy sê, want na al hierdie dinge, en hy praat van die dinge van die wêreld, soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Hy sê, maar soek eers hierdie koningskap, hierdie heerskappy van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, dis eintlik maklik as ons in die koninkryk begin leef, en ons bid hierdie dinge al vir jare, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, maar ons moet nie net dit bid en glo nie, ons moet daarin begin leef, ons moet daarin begin heers. Dit is die ding wat my opgewonde maak, dat daar kom, die koninkryk van God is op pad, en ek wil u wys, wat sê hy in Daniël, die gesig wat Daniël gehad het, van al die laaste koninkryke van die wêreld, is 4 koninkryke, die Babyloniese ballingskap, die Babylonië, dan die Mede en die Perse, en toe die Grieke en die Romeine. Die Romeinse ryk is nog steeds die laaste koninkryk wat op hierdie aarde gaan kom, en die Antichrist gaan uit daardie koninkryk kom. Kyk wat sê Daniël, nadat hy al hierdie gesigte en die vreeslike diere gesien het, en die Antichrist gesien het, wat die laaste, die 4de dier is, waaruit die Antichrist gaan kom, en hy 10 koppe, en een van daardie koppe het 'n wond gehad, maar hy die wêreld oorheers. Sê hy, nadat hy dit gesien het, ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom, soos die seun van die mens. Wie's daai? Seun van die mens, dis Jesus, en hy het gekom tot by die oue van daar, dis die Vader, en hulle het hom nader gebring voor hom. Kyk wat sê hy, en aan hom is gegee heerskappy, eer, koningskap, al die volke en die nasies en tale het hom verheers. Hier is die laaste koninkryk, God se koninkryk. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. Halleluja! Wonderlik, ek raak so opgewonde, want ek weet mos, hy het ons oorgebring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Ons is vanmôre in hierdie koninkryk.
Ons is konings en priesters. Kyk wat sê Petrus, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Julle is priesters, maar julle is ook konings. Koninklike priesterdom. Ons is konings en ons is priesters. Okay, priesters is om hom te aanbid, om te bedien. Konings, ons leef soos konings, maar hierdie twee gaan saam. Jy kan nie 'n koning wees sonder 'n priester nie. 'n Heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde, die voordele van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. In Kolossense sê hy dat ons oorgebring het van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van die lig. Halleluja. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, hier is hy, die Vader van die heerlikheid kom van die Vader, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, want hoe meer jy van hom weet en hom ken, hoe meer word jy soos hy. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en die rykdom van die heerlikheid, daar's heerlikheid weer, doxa, van sy erfdeel onder die heiliges is. Paulus bid hier. Hy bid vir die gemeente van Efese. Efese was 'n rowwe plek gewees. Daar was baie afgode in Efese gewees. Dit was omtrent soos die wêreld is. Hy sê dat God julle verstand van julle oë, die verligte oë van julle verstand kan oopmaak, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Daai erfporsie wat ons ontvang het in Christus Jesus. Kyk wat sê hy, ja, hy sê dit is eintlik aan die einde, dis die laaste video, of die laaste prentjie, hy sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. Ons is konings, ons is priesters, dis hoekom Jesus gekom het, om daai kroon van heerlikheid en eer op ons kop te kom terugsit. Jare terug, ek het tot bekering gekom toe ek 11 jaar oud was, en die Here het my gevul met die Heilige Gees. En toe ek 'n tiener word, het ek teruggegaan in die wêreld as gevolg van baie goed wat in ons huis gebeur het, egskeiding en 'n klomp goed. En ek het half die Here verloon. Maar een aand het ek tot myself gekom en besef, maar die Here het my nie verlaat nie. Die Heilige Gees het my nie verlaat nie. En ek het daar in Olifantsfontein gebly, in daai koshuis van die poskantoor. En ek het daar aan die bloekombos ingestap en ek het daar gaan kniel. En ek het my lewe vir die Here weer oorgegee. Sê Here, ek weet, ek is nie geroep om 'n slaaf van sonde te wees nie. En ek het my hande opgesteek. En terwyl ek daar so bid, het ek hierdie wit lig sien kom na my toe. En die Here het sy hande op my kop gelê en hy het daai kroon teruggesit op my kop. Vanmôre terwyl ek voorberei vir hierdie woord, toe herinner die Here my, jy is gekroon met heerlikheid en eer. Jy het gesag deur die koninkryk van God om te heers oor siekte, oor sonde, oor ongeregtigheid, oor die duisternis wat in hierdie wêreld is. En dis die boodskap wat ek vanmôre vir julle gee. En ek wil bid dat die Here elkeen van ons verligte oë sal gee van ons verstand, sodat ons kan weet wat die hoop van hierdie heerlikheid is. Vader, ek wil vanmôre soos Paulus bid, dat ons nie net oor hierdie dinge sal praat en redeneer en daaroor sal dink nie, maar dat ons daarin sal begin leef. Daai kroon, Here, van heerlikheid en eer wat U op ons gesit het,
sien ons vanmôre op ons hoof en ons erken vanmôre dat ons is konings en priesters tot eer van die Here. Nie om groot te wees in onsself nie, maar in Christus het ons hierdie hoop en hierdie heerlikheid tot in ewigheid. Baie dankie dat julle opgekom het. Ons tyd is verby vir oggend. Maar kom ons begin leef daagliks. Hoe leef 'n mens dit? Jy bely dit, jy spreek dit, jy glo dit. Ek is nie net 'n sondaar gered uit genade nie. Ek is 'n koning, ek is 'n priester en ek is 'n heilige en ek is 'n geregverdige in die naam van Jesus, want ons word deur ons geloof geregverdig. 'n Lekker en 'n geseënde Sondag vir julle almal. Dankie dat julle op was. Geniet die dag en die week en wandel met die kroon op jou kop